Hallo julle, raai wat of eerder raai wie is in die hof volgende week? Yep, you've guessed it right. Dis ons bestie, Louis Liebenberg. Julle, dis Friskie Mariski en is tyd vir nuus in 'n nutshell. Trots gebordeer Holle Afrika. Kom aan, vat 'n kans. So julle, die tyd het finally uitgebreek. Louis Liebenberg en volgende week van Woensdag tot Vrydag in die Bronkhortspruithof hof verskyn om weer aansoek te doen vir bail. Okay, en die van julle wat sal onthou, hy het laas keer beloof hy wil 33 witnesses roep om vir hom te getuig. En gister het hy in die koerant 4 van hulle onthul en dis shocking julle. So okay julle, gister was daar 'n eksklusiewe interview met Louis vanuit die tronk, okay, waar hy sê sy menseregte word geskenk omdat dit vir hom onmoontlik is om uit maximum C, maxi, voor te berei vir die hof. Wel Louis, as ek nie al van tevore gesê het nie, gaan ek dit nou vir jou sê. Onthou jy toe jy my geoordeel het? Nee, en toe sê hy vir my, as ek jou pa was, het ek jou oor my skoot getrek. Anyways, kom ons hoor wat het Louis nog te sê uit die tronk. So, hy kla dat hy met sy prokureurs slegs deur 'n glasvenster kon praat en dat hulle dokumente so ondersoek word dat mense sou dink daar's 'n bom in. En then, natuurlik, dan wil hy eers die minister van korrektiewe dienste insult met 'n cheap slap om te sê, Pieter, wat sê hy? Sê vir Pieter, sy holletjie is moer toe. Okay, Louis, we hear you, ons hoor jou. En net soos wat verwag, is van die name wat Louis wil roep, die groot name, okay, ons praat hierso van, hy wil natuurlik vir Jacob Zuma, Paul Mashatile, wait for it, Juanita du Plessis, Devin Hofmeyer, sorry Devin, en dan gooi hy sommer mooi Paul se naam. Lord have mercy, dit gaan 'n interessante bail application wees. Nog 'n interessante deel van die interview is dat Louis kan natuurlik homself nie help nie. Hy moet 'n cause kry. En hy praat toe oor die regte van gevangenes in awaiting trials en sê dat daar mense is met ernstige oortredings wat daar sit en dan is daar selfs ouetjies wat vir R100 se diefstal of ietsie so dit daar sit. En dan sit en wonder ek, maar Louis, hoekom worry jy daaroor as jy oor jou eie saak moet worry, my chommy? Natuurlik kla hy ook oor die feit dat hy nie met sy geliefde Daisy kan kontak hê nie. Hy sê hy skryf vir haar briewe, hulle gaan dit deur, hulle stuur dit na die tronk toe waar sy sit, wat blykbaar Atteridgeville is, okay? Maar sy kry dit nie. Louis, onthou nou, tronk moet 'n straf wees. Dit kan nie lekker wees nie. En B, ek moet sê, ek dink ek het al gehoor dat briewe by hierdie Atteridgeville tronk nie lekker werk nie. En dit sal nie die eerste keer wees wat ek hoor dat die tronk se, wat sou ons dit neem, die kantoor se poskantoor buite werking is. En dan raak dit erger, okay? Dan sê Louis, nie net, die arme man sê, hy kry gangrene in sy toon en sy voete, sy skuit en hier te lank en daar te kort, maar nog ietsie wat ek optel wat deel is van 'n klassieke Louis modus operandi is, hy preek glo snaaks vir die ander gevangene. Oor wat, Louis? Oor fucking wat? Volgende gaan hy seker 'n boek wil skryf en sê hy het die Here in die tronk gevind. Louis, hoe van ons soek gou eers die mense se pakkies en gee hulle geld terug, hè? Who said that? Louis het ook verklap dat dit hulle al byna R1 miljoen gekos het om sy geliefde Daisy te probeer uit die tronk uitkry, maar dit het ook gefaal. Gaan iemand dit vir hulle sê? Dit gaan nie werk nie. Sien?
So in a nutshell, and in case you missed it, Louis Liebenberg was laas jaar gearresteer, okay, so met 7 ander, including his wife, okay, vir hulle Ponzi diamante skema, okay, waar hulle oor 44,000 mense geskem het en meer as 4 biljoen rand gehak het. Joep. Nies in a nutshell, geborg deur Holle Afrika se klap mou. Anyways, dis Nies in a nutshell met Friskie Mariski. Like, share, comment, wag jy nog vir jou pakkie? As jy doen, volg my en DM my. Lekker dag.